Ons is hier by Sylvester en Gustaf hier op die Berepark. Baie geluk met 'n ongelooflike goeie wedstryd wat die naweek wat verby was. Menlo het ongelooflik goed gespeel daai eerste helfte. Julle lekker in julle helfte gehou met goeie skopwerk ten spyte van 'n lekker buntjie wat opgeduik het. Wat het julle vir daai manne halftyd gesê? Ja, ek dink as jy die lood, vir ons was dit belangrik geweest om te weet ons kan, maar vir ons was dit, ons het geweet die wind is 'n 15-12 punte wind, en ons het geweet as ons halftyd kan inkom en ons is in daai telling, en ons is in 'n goeie plek, dan sal dit vir ons, maar mentally moes ons op die regte plek gewees om te weet as jy agter is, maar op die einde van die dag was dit vir ons seuns was al laas naweek teen EG Jansen was dit ook die naweek voor dit, so ek dink het ons baie karakter gegee, maar vir ons was dit die geval van, hou aan fight, next job. Okay. Gustaf, jy was instrumenteel om 12, 13 jaar terug te besluit, die skool kort 'n ordentlike rugbyprogram. En julle is vandag waar julle is met rede. Praat ons 'n bietjie deur hierdie afgelope 12 jaar se proses van bou. Ja, nee, baie dankie. Ek dink baie mense vra ou daarna. Ongelukkig is dit 'n poging gewees deur 'n klomp mense saam, 'n beheerliggaam, skoolbestuur, 'n personeel wat moes inkoop, 'n gemeenskap, en ek dink ons is bevoorreg om almal se inkoop te kry. En dan het 'n ou 'n makliker werk, en dit is om te sorg dat 'n visie en 'n droom wat jy het, jy bymekaar kan pak en die regte mense kry om dit te dryf. En ek dink daar was ons baie bevoorreg om deur die jare die regte mense aan die stuur van ons rugby te kry. Ja, ek wil vir jou sê, bitter min skole wat so jonk is soos julle doen dit in 'n dekade, want dis pretty much wat dit is. In 'n dekade het julle 2 spanne in die finaal van die trofee. En ja, dit gaan van krag tot krag, en dis vir ons regtig verblydend om te sien dat julle program werk, dat jy baie insette, baie krag, baie dryf agter dit is, en ultimately julle het in die vorige program gesê, dit gaan vir julle oor die seuns en om vir hulle te geleenthede te gee. Sê gou vir my, die wedstryd is 'n finaal, maar Sylvester sê sekerlik, soos enige finaal probeer julle maar om nie te dink aan die finaal nie, en dit so 'n bietjie anders te approach, eintlik maar meer so naas moontlik aan 'n kalm week te bly soos 'n gewone week maar is. Ja, Thys, ek dink as 'n mens baie keer op 'n semifinaal of finaal dink, dan probeer 'n ou alles anders te doen. Ons glo maar daarin en kom ons probeer dieselfde ding wat ons gewerk het tot hier. Laat die vibe en die opbou tot dit, weet sosiale media, ons almal weet wat dit, julle is julle werk, dit aan seuns doen. Maar ek weet as jy na Parel Gym kyk, byvoorbeeld Pieter Rousseau vat sy span vir 'n week weg om te sê hulle mag nie eens op sosiale media wees nie. Vir ons is dit, kom ons doen dieselfde wat vir ons gewerk het tot hier, maar die druk moet die seuns nog steeds kan hanteer en weet, dit is die laaste 75 minute of 70 minute wat van die ouens op Berepark gaan speel. Dis ook die realiteit. Weet, dis 'n matriek ou se laaste keer dat hy opdra van daai emosie te hou, en dan nog al die skare wat hier by sit, en die vibe en die musiek, sing die stem voor die tyd. So daar's 'n klomp goed wat ekstra bykom wat 'n mens moet probeer sap opvat en dan sê, okay, nou moet ons gaan vir ons wedstryd. So dis maar alles beplanning en om dit die beste manier kry om dit weg te kry van. Ja, sê gou vir my, Gustaf, van 'n personeel oogpunt af, om hierdie paviljoene vol te kry, die ouens wat, hoe dryf julle daai, ek wil amper sê, samehorigheid om agter die spanne te kom staan en agter die manne te kom staan? Ou besef die waarde van leerders op die paviljoen, die inkoop van jou personeel. Een van die dinge waarby ons baie gelukkig is dat ons program het ook as 'n jong skool dit reg gekry dat ons kry die regte kinders om in ons kultuur in te koop wat na ons toe kom. Wat verstaan dat wat harde werk beteken, wat 'n baie goeie verhouding in die skool met almal het. So hier's nie 'n rugby seun en 'n atletiek seun nie. Ons het dit reg gekry om 'n samehorigheid en 'n eenheid te skep. Die laaste 2 naweke kon jy sien, ons kinders op die paviljoen word nie verplig om daar te wees nie. En ek verwag dat, en eintlik uit 'n jong skool soos ons se oogpunt is dit eintlik wonderlik om te kan sien die getalle wat opdaag, die trots wat daar is, die passie wat daar is. En ek dink ons is baie dankbaar dat ons as skool sulke leerders het wat mekaar so ondersteun en wat ons rugbyspan so ondersteun. Ons het 'n brand geword wat ondersteun word.
Ja. Kom ons gesels finaal. Het julle enige beserings opgedoen die naweek wat verby is? Hoe lyk julle beseringslys? Ons nog so 1 of 2 wat ons oor rooi vlaggies het, maar ek Okay. glo hulle almal behoort reg te wees vir die finaal. Okay. Dis sal vir ons vital wees. Ja. Maar op die einde van die dag, jy kan nog wag tot donderdag toe om te wag en sien wat gebeur. Dit bly maar rugby. Is dit So, beserings wat opgedoen is die naweek wat verby was? Nee, Met maar die jy kan semifinale? nog tot in 'n donderdag 'n besering in die oefening ja, kry. So vir okay. ons het al geleer, jy kan nie daai span op voordat ons nie weet Okay. donderdag se oefening is klaar nie. En dan hou jy maar nog steeds jou asem op tot Saterdag na die opwarming. So ons het al baie op gesien dat ouens uitdraf en seer kry, maar nee, vir ons hoop ons kan 'n volsterkte span hê. Ons is beseënd vir dit. Okay. Julle weet presies wat help mekaar doen. Julle het al teen hulle gespeel. Julle verstaan hulle kultuur van speel. Hulle het ook 'n relatiewe goeie seisoen gehad. So uit die aard van die saak gaan dit 'n massiewe stryd wees. Waar sien jy behalwe nou die klisjé gedeelte, ouens wat die hardste gaan werk ensovoorts, ons weet dit. Waar sien jy die groot verskil tussen julle en hulle Silwester? Eers ek dink as agterste driehoek kan vir ons 'n verskil maak, maar ek moet ook sê hulle pak forwards is ongelooflik goed. Hulle pak forwards word deur Dietlof wat self 'n vaskopstit was. Hy's ook daar betrokke. So dit gaan 'n challenge wees en as daar oues wat op Berepark ken, is dit Machart van der Walt. Hy was hier op skool, kom van hier af en hulle al graad 11 en graad 12 span het in die finaal gespeel toe hulle onder 16 was en hom gewen. So hulle is 'n baie goeie span wat gewoond is om 'n finaal te wen. So op papier is hulle eintlik die beter span. Ons het geweet dit kan vir ons wag in die finaal. Ek bly jy speel die underdog kaart Silwester. Ek dink nie ek kan val vir iemand gaan val vir hom nie. Maar jy is reg, hulle het 'n goeie pak. Maar daar agterste 3 van julle ek wil nie ouens uitsonder nie want ek dink julle het regtig 'n baie goeie balans gevestig hierdie jaar met hierdie span en ek haal my hoed vir julle af omdat daar tog 'n paar sterre is wat uitskieters is. Ons wil vir julle sê baie sterkte. Dit gaan 'n interessante ene wees. Ons gaan hier kom staan. Ek hoop hierdie paviljoene is propvol. Ek hoop die mense kom in hulle duisende uit. En ons wil eintlik 'n beroep op ons blindside community doen. Dit is die laaste rugbywedstryd in Pretoria eintlik wat skole aanbetref vir die jaar. So kom ondersteun dit en kom staan agter hierdie ouens en kom staan agter wat hulle doen, hierdie waardes wat hulle in die seuns probeer bring. Baie dankie julle twee manne. Dan net lei is voor. Sterkte.